So ek wil hê ons moet lees in 1 Korintiërs 1 vers 18. Nou ons is besig met die reeks The Seven Spirits of God. En vandag gaan ek gesels oor the Spirit of Wisdom. Wie van julle het al wysheid gevra? Wie van julle het al wysheid nodig gehad? Come on, almal van ons het op een of ander tyd gevra, Here, gee my net wysheid. Nou as ons praat van, Here, gee my wysheid, dan is dit eintlik in soveel woorde wat ons sê, Heilige Gees, manifesteer in my lewe. Heilige Gees kom voor in my lewe. Heilige Gees kom maak my wakker rondom dit wat U wil doen in hierdie oomblik. En ons kyk na die kandelaar, en die kandelaar is Jesus Christus. En die olie wat in die kandelaar is die Heilige Gees, en die vuur wat aangesteek word, is die Heilige Gees. Nou net vir safety reasons het ek nou nie die kersse aangesteek nie, want die vloer beweeg so bietjie. En maar ek weet ons almal kan dit in ons geestesoog sien, die vlammetjies. Ek sal dit miskien een dag aansteek en dan stil staan. Maar wanneer die olie van die Heilige Gees in ons is, dan kom die Heilige Gees en ons word aan die brand gesteek. En dis hoekom ons baie keer sing, Lord, let your fire fall. Ons sien dit in Handelinge 2, waar die disippels gevul is met die Heilige Gees, en die Bybel sê, dit het soos tonge van vuur bo hulle koppe gewees, toe hulle gevul is met die Heilige Gees, toe die doping met die Heilige Gees plaasgevind het. Nou wat gebeur is wanneer ek en jy tot bekering kom, dan kom woon die Heilige Gees in ons. En as ons kyk na hierdie middelste ene van die kandelaar, dan is dit die Gees van God. Die Gees van God. Maar die Heilige Gees het 7 dimensies waarin hy funksioneer, en wat ek en jy kan ontdek. En so kom die Heilige Gees, en wanneer ek en jy tot bekering kom, dan ontvang ons die Heilige Gees. En daar's olie in ons lewe. Maar soos wat ons in 'n verhouding kom met hom, dan sê Paulus, hy vra vir hierdie disippels wat tot bekering gekom het, hy vra vir hulle, met wat se doop is julle gedoop? En hulle sê, we are baptized with the baptism of John. Menende, hulle het gerepent, hulle het hulle harte vir die Here gegee, hulle volg Jesus, hulle weet hy is die Messias. En toe sê Paulus, but you need to be baptized with the Holy Spirit. En dit beteken dat wanneer ek wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, net soos wat die woordjie doop in die Grieks is baptisto, dit beteken dat ek word onderdompel. Nee, dis soos wat jy jou beskuitsel vat en dit binne in jou koffie indruk. Jy druk hom onderin. Dis gedoop. Dit is nie net nat gemaak nie, dis nie net gesplash nie, dit is, jy's gedoop, jy's onderin. En wanneer ons dan praat van ek is gedoop met die Heilige Gees, dan is dit ek is totaal en al toegemaak met die Heilige Gees. En dit beteken dat strome van lewende waters, waarvan die Bybel praat, vloei uit ons binneste uit, en die bewys van dit is, meeste is die spreuke in tale. En dis hoekom ek glo, almal kan in tale praat, want ons almal het die invulling van die Heilige Gees, but we all need the baptism of the Holy Spirit. En wanneer ek die doping met die Heilige Gees ervaar, dan kom die Heilige Gees in sy volheid, in al sy dimensies, in sy volheid, dis volheid God, wat dan in ons woon, en ons het die krag, want hoekom, hy sê, julle sal die Heilige Gees ontvang, en julle sal krag ontvang. Nee? Wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en hoekom het ons krag nodig? Kom ons wees gou eerlik, om te dans? Nee. Om siekes gesond te maak? Nee. Hoekom het ek en jy die Heilige Gees nodig? So that we can be witnesses. En daar val meeste ouens se wiele van hulle wa af. Want ons wil nie witness nie, ons wil nie getuig oor dit wat die Here in ons lewe doen nie. Ons stap hier uit en ons sê, yes, dit was 'n great diens. Maar ons vertel niemand wat hier binne ons gebeur het nie. Daar moet 'n stirring in jou gees wees, meer as wat daar 'n stirring in hierdie plek is. Hoor julle wat ek sê? Daar moet 'n stirring in jou gees wees, dat wanneer jy hier uitstap, dat jy krag het om 'n getuie te wees. Hoekom? Want die hel is besig om vol te loop.
Elke 4 sekondes is daar iemand wat doodgaan sonder die Here in hulle lewe. Elke 4 sekondes. Elke 4 sekondes is daar iemand wat verlore gaan vir die ewigheid. En dis my en jou taak om hulle te vertel van Jesus Christus. Ons het die goeie nuus. So come on, kom ons deel die goeie nuus. Sê vir een langs jou, jy moet die goeie nuus deel. Nou, die Here gee vir ons wysheid. Want hoekom? Die Gees van God is die Gees van wysheid. En ek wil hê ons met 1 Korintiërs 1 vers 18 lees. Hy sê, en ek lees in die New Living Translation. Hy sê, the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we, say we who are being saved, know it is the very power of God. Hoekom sê Paulus hierso, we are being saved? Want ons geesmens, toe ons tot bekering gekom het, het ons geesmens in een oomblik tot wedergeboorte gekom. Daar is wedergeboorte, ons gees is reg, ons gees is wakker, hy's lewendig. Maar ons sielsdimensie is in 'n proses. Kom ons wees eerlik, ons baie keer dink ons verkeerd. Ons doen verkeerd. So ek en jy is in 'n heiligmakingsproses om bekering te kry in ons sielsdimensie. En dit is 'n ongoing proses wat ek en jy deurgaan. En dan obviously, wanneer Jesus Christus terugkom en of ons hemel toe gaan, dan kry ons 'n verheerlikte liggaam. Dan eers gaan ons liggame bekering ervaar. Okay? Want ons liggame in hierdie toestand op die aarde is nog onderworpe aan die wette van hierdie aarde. Is nog onderworpe aan hierdie dinge wat op die aarde gebeur. So ons is besig om agteruit te gaan in ons liggame. Ons word ouer, ons word korter, sê hulle as jy ouer word. Ek luister nou die dag, toe kyk ons 'n program van celebrities en Boris Becker is daarso. En hy sê, hy was 6'4" gewees. Hy's nou 5'6". 5 voet, hoeveel? Maar hy's 'n paar inches korter. En die ou kyk hom so, hy sê, hoe kry jy dit reg? Hy sê, met al my knievervangings het hy korter geword. Okay, so ons liggame is nie op die oomblik op 'n goeie plek nie. Maar wanneer Jesus Christus terugkom, wanneer ons in die hemel is, dan gaan ons verheerlikte liggame kry. En dis hoekom Paulus dan sê, we are being saved. En dit is 'n proses in ons sielsdimensie, ons wil, ons emosies en ons intellek. Dit is 'n proses. En ek en jy het die Heilige Gees nodig om daardie proses tot vervulling te bring. Vers 19. As the scriptures say, I will destroy the wisdom of the wise and discard the intelligence of the intelligent. So where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? And God has made the wisdom of this world look foolish. Ek het dit nou nie in my notas nie, maar dit kom by my op. Johannes en Petrus word gevange geneem, want hulle het nou net 'n ou genees by die poort Beautiful, hierdie ou wat van sy geboorte af lam was, en Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het gee ek vir jou, en hy sê, in die naam van Jesus staan op, en hierdie ou word gesond, en almal is in 'n verbasing, en die Fariseërs en die Sadduseërs en al die ander seerplekke, hulle roep vir Johannes en Petrus in, en hulle sê vir hulle, luister hierso, julle maak moeilikheid, julle is besig om 'n riot te veroorsaak, julle is so, jy weet, al die nonsens. En hulle vra vir hulle hierdie vraag, in wie se naam, wie se autoriteit het julle hierdie ou genees? En hulle begin sê, wel, Jesus, Christus, die Seun van God, Jesus, die Nasareen, wat julle gekruisig het. En hulle dreig hulle en hulle sê vir hulle, julle mag nie meer in die naam van Jesus praat nie. En hulle is toe nou daar so in die Fariseërs en die Sadduseërs en die ouens sit daar so en hulle sê, dis vir ons verbasend, dat hierdie ouens is nie educated ouens nie, but we acknowledge that they have been with Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy Jesus Christus in jou lewe het, en jy die Heilige Gees in jou lewe toelaat, then you will have wisdom. Jy sal weet wat om te doen.
Kom ons gaan aan, vers 21. Since God, in His wisdom, saw to it that the world would never know Him through human wisdom, He has used our foolish preaching to save those who believe. Ouens, ek het al gesien hoe mense in krag van die Heilige Gees werk, hoe daar operation is, hoe die Heilige Gees deur mense werk bonatuurlik. En dan kom hierdie eenvoudige persoon wat geen hoe-ha miracles al gedoen het in sy lewe nie, en hy vertel net vir iemand van Jesus Christus en daai persoon kom tot bekering. En hierdie ou wat al hierdie miracles doen en al hierdie wow goeders experience, daar's maar 1 of 2 ouetjies wat miskien tot bekering kom. Maar hier kom ek en jy die voorreg om die Heilige Gees in ons lewens te hê, dat wanneer ons die goeie nuus met mense deel, dan kom hulle tot bekering. Hoekom? Want dis nie ek en jy wat red nie, sê dankie tog. Nee, dankie tog, dis nie ek en jy wat red nie, maar dit is die Heilige Gees in ons, wat met die persoon voor ons praat, en daardie persoon nader aan hom trek. Come on, die wêreld sê jy moet geleerd wees, die wêreld sê jy moet 'n pastoor wees, die wêreld sê jy moet 'n titel hê. Ek sê vandag vir jou, jy het die Heilige Gees nodig om mense na die Here toe te lei. Jy het die Heilige Gees nodig. Ja, ons moet ge-equip word. Ons kan nie net babetjies bly nie en loose cannons wees nie. Ons moet geleer word. Daar is strategie, daar is protokol, daar is dinge wat ons in lyn moet kry. Maar ons het heel eerste die Heilige Gees nodig. Ons het die wysheid van God nodig. Since God in His wisdom saw to it that the world would never know Him through human wisdom, He has used our foolish preaching to save those who believe. Vers 22. It is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. So, when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended, and the Gentiles say it is all nonsense. But to those called by God to salvation, both Jew and Gentile, Christ is the power of God and the wisdom of God. Sê vir een langs jou, Jesus is die wysheid. Hoekom? Want die Gees van God is op hom. Soos wat ons gelees het in Jesaja 11 vers 2. And the Spirit is upon me. And the Spirit is upon me. Die Heilige Gees is die een wat die wysheid gee. Vers 24. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Vers 25. This foolish plan, ek like vir Paulus, this foolish plan of God is wiser than the wisest of human plans. And God's weakness is stronger than the greatest of human strength. Hy probeer net 'n prentjie skets wat sê, hey, jy dink jy's wys, maar God is wyser. God se foolishness is wyser as jou wysheid. Jy dink 1 + 1 is 2. God kom en hy gebruik en hy maak 1 + 1 en hy red 'n nasie. Ek dink 'n bietjie oor daai ene. Vers 26, remember, dear brothers and sisters, that few of you who were wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish, in order to shame those who think they are wise. Ouens, ek wil hier inkom. Baie mense dink hulle is wys. Baie mense dink hulle is die greatste. Ek wil vandag vir jou sê, dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan alles oor die Heilige Gees wat in ons woon. Jy kan nederig wees en nog steeds in die krag van God loop. Jy het nie die wysheid van hierdie wêreld nodig nie. Ja, ons moet onsself hier koop, ons moet leer, ons moet al die dinge doen. Maar as ek en jy vertrou op die Heilige Gees, dan kan hy jou preparation vat en hy kan dit multiply. Ek kan vir jou 'n storie vertel en ek kan vir jou 'n wiskundesom gee en ek kan vir jou probeer verduidelik hoe algebra werk, maar wanneer die Heilige Gees in jou lewe is, dan gee hy vir jou die formules. Jy staan nog soos 'n scientist en jy wonder hoe pollen
gevorm word. As jy die Heilige Gees in jou het, dan gaan die Heilige Gees vir jou dit openbaar. Julle hoor wat ek sê? So come on, kom ons vertrou God vir wysheid, amen? Vers 28, God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made Him to be the wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and He freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Ouens, ek wil vir julle vandag sê, 'n Coke bottel skapie het 'n impak in my lewe gehad. Kan ek vir julle verduidelik wat is 'n Coke bottel skapie? Ek sal nooit vergeet nie, ek was 13 jaar oud, ons het sonnaskool gehad, ons het daai dae het ons sonnaskool gehad tot 'n matriek, en ons het daar in die saal, ek sal nooit vergeet nie, voor daai muur, het my maale, die sonnaskool personeel, het hulle 'n Coke bottel gevat en watte, die hele Coke bottel volgemaak, en vir hom oortjies gegee, en vir hom 'n neusie gegee, en hierdie hele Coke bottel skapie het daar gestaan op 'n tafel. En die personeel verduidelik die kruisiging van Jesus Christus. En hulle verduidelik dat Jesus is die lam van God. En hier kom, ek kan nie onthou wat my ma was of een van die ander tannies was, en hulle druk 'n mes deur daai skapie en daar kom rooi bloed uit. 'n Coke bottel skapie het 'n impak gemaak op my 13-jarige lewe. Om te sê dat, Jesus Christus is die lam van God en hy het vir my gesterf. En in my 13-jarige mindset kon ek besluit, wow, Jesus het 'n impak in my lewe gemaak. Hierdie is miskien net 'n voorbeeld, maar vir ewig het dit 'n impak in my lewe gemaak. Hoekom? Iets eenvoudig was die wysheid van God. Iets eenvoudig het 'n impak gemaak in my lewe. Jy mag dalk vir jouself sê, maar ek is eenvoudig, ek is maar klein, ek is gering. Hoe sê Louis Brits? Maar Here, ek het pysies en my hare is so en ek is nie so cool nie. En maak nie saak wie jy is nie. As jy die Heilige Gees in jou het en hy sê vir jou, gaan vertel vir iemand, dan het jy die krag van God met jou. Come on, God se Gees is wysheid, en al lyk sy wysheid anderste as my wysheid, al wat ek vandag vir jou wil sê is, volg die Heilige Gees, want hy sal vir jou alles oopbreek, soos wat jy dit moet hê. Amen? God se wysheid is nie ons wysheid nie. Kan ons vanoggend verstaan dat God weet hoe alles werk? Hy weet hoe jy werk. Hy weet hoe jou vrou werk. Hy weet hoe jou man werk. Hy weet hoe jou kinders werk. Hy weet hoe die fynste deel van 'n blommetjie werk. Hy weet hoe 'n saadjie geplant word en die saadjie ontkiem. Hy ken die proses, want hy is die een wat die proses gemaak het en gesê het, dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit werk. God se wysheid is ver bokant ons wysheid. En wanneer jy voor praktiese goeders is en jy verstaan nie hoe dit werk nie, as jy voor goed staan en jy moet dit probeer uitfigure, dan vra die Heilige Gees. Die Heilige Gees weet hoe daai engine werk. Die Heilige Gees weet hoe daai algebra som werk. Kinders, ek gee nou vir julle tips vir die eksamen. Come on. Vra die Heilige Gees om jou te help. Daar's 'n vers in die Bybel sê, die Here sal jou herinner aan dit wat jy al gelees het, en wat jy al geleer het, en wat jy al gedoen het. Die Here herinner ons. So, ouens, ek wil vir jou sê, leer. En wanneer jy voor daai boeke sit, en voor die eksamen sit, ek praat gou 'n bietjie met ons tieners, papas en mamas, voor jy voor daai eksamen vraestel sit, dan wil ek vir jou sê, jy kan die Heilige Gees vra om jou te herinner aan alles wat jy geleer het. Geen blanks meer nie. Wie van julle het al blanks geslaan voor die eksamen? Come on, my hand is eerste op. Jy sê, wat se fuck is hierdie?
Ek weet, wat is dit houtwerk? Juffrou, wat skryf ons vandag? Jy slaan so blank. Is dit Afrikaans of is dit wiskunde? Die Heilige Gees gee vir ons wysheid. Hoekom? Want die Heilige Gees verstaan alles. En voor ons verstaan wat die Heilige Gees se impak in ons lewe is rondom wysheid, moet ons verstaan hoe wys God is. Jakobus 3 vers 17 sê, "But the wisdom from above is first of all pure." Die wysheid van God is pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. Ek dink van ons moet hierdie versie gaan lees en mediteer daaroor en kyk hoe die wysheid van God in baie van ons lewens kort kom. Hy sê, "It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere." So hoe weet ek tree op in wysheid? As ek optree in wysheid, gaan dit pure wees. As ek optree in wysheid, dan gaan dit peace-loving wees. As ek optree in wysheid, dan gaan dit gentle at all times wees. As ek optree in wysheid, there will be a willing to yield to others. Ek wil gou hier inkom. Almal van ons het baie keer hierdie geneigtheid om jou sê te sê. Ons almal wil dit doen. Ons almal wil ons sê. Maar wanneer ons vertrou op die leiding van die Heilige Gees, wanneer dit kom by wysheid, dan gee die Heilige Gees vir ons wysheid om baie keer stil te bly. Baie keer is die grootste wysheid wat ek en jy kan gebruik of toepas, is om stil te bly. Maar ons raak die mekaar met ons eie stemme, en wat doen ons? Ons is in 'n gesprek, en nou hoor jy 'n stem vir jou sê, bly stil, luister. En dan is hier 'n stemmetjie wat van links afkom. Hy kom spesifiek van links af. Kom van links af en dan sê hy vir jou, maar gee jou opinie. En dan gee jy jou opinie. En dan is daar konflik. Wysheid will be peace-loving, gentle, and willing to yield to others. Jy mag dalk die antwoord hê, maar jou antwoord is nie die enigste metode nie. Want jy sien, ons kom baie keer op metodes, en dan dink ons, my metode is die beste metode, so bly stil, ek sal vir jou sê. Nee, ons is 'n liggaam. Amen? Ons is 'n liggaam. So die toon kan vir die lyf sê, moenie daar trap nie, want ek sien hier's dorings. Ek voel hier's iets wat steek. Moenie hard, moenie. Die oog sal vir jou voet sê, moenie daar trap nie, daar's dorings. En dan kom jou voet en sit so. Of jou verstand sal vir jou sê, moenie vinnig ry nie. En dan dink jy, ek's haastig. En dan voor jy jouself kry, neem foto's. En jy het vergeet om te smile. En dan kom dit by police file. Wysheid is nie altyd wat ek en jy wil hê nie. Wysheid is soms net to yield tot die liggaam. It is, as ek wysheid reg toepas, then wisdom will be full of mercy. Het ons genade vir mense rondom ons. Wanneer ek wysheid toepas, dan is daar altyd vrug op die goeie werk wat ek doen. As ek wysheid toepas, dan is daar geen favoritism nie. Ek gaan liewer sit daai ou kies voordat ek hierdie ou kies. Want hierdie ou is in my oë beter as die ou. Dit
gaan nie altyd oor wie is beter nie, dit gaan oor wie is geroep vir daardie spesifieke taak. Wisdom, as ek dit reg toepas, will always be sincere. Het gaan altyd uit 'n opregte hart uitkom. So hier is 'n barometer van hoe ek en jy ons wysheid kan toepas, om te weet, is dit die Heilige Gees wysheid wat nou in my lewe is, of is dit my eie wysheid? Want ons eie human wisdom gaan ons altyd van die pad afvat. Maar die leiding van die Heilige Gees gaan ons altyd bring by 'n plek van versoening. Gaan ons altyd bring by 'n plek van purity. Die wysheid wat God vir ons gee, deur sy Gees sal nooit teen God se woord gaan nie. Kan ek dit weer sê? God se wysheid sal nooit teen sy eie woord gaan nie. Jy kan sê, maar dit is nie wys om daai ding te doen nie. Want nou gaan ons klomp redenasies gee daarvoor, maar as dit ooreenstem met God se woord, dan weet ons kan daarop staat maak, want God se woord sal altyd oorwinning bring. Amen? Nou, waar begin wysheid? Hoe kan ek en jy die wysheid van God in ons lewe aanvaar en toepas en ontvang? Kan ek vir julle die antwoord gee? Sê vir die persoon langs jou, hier is die antwoord tot wysheid. Spreuke 9 vers 10. Proverbs 9 verse 10 says, "The fear of the Lord is the foundation of wisdom." As jy nie 'n vrees vir God het nie, het jou wysheid nie 'n fondasie nie. Inteendeel kan ek dit so sê, jy het niks om op te staan nie. Jy het niks om op te staan nie. Because if you don't have the fear of the Lord in you, you do not have the foundation. You do not have a foundation of wisdom in your life. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Nou ons gaan later praat oor die gees van the spirit of knowledge. En knowledge en wisdom is so 'n bietjie ander dinge. Is 'n bietjie ander, uit so 'n bietjie ander verduideliking, maar ons gaan later daaroor praat. So sê vir een langs jou, kom elke week sodat jy kan ontdek wat dit is. Dis 'n sales speech daai. Kom kerk toe, dat jy die woord kan hoor, dat jy jou lewe kan verander. Amen. Alles begin by die vrees van die Here. Everything starts with the awe of God. Everything starts by fearing God. En hoe vrees ek die Here? Dis eerbied aan hom. Dis 'n respek vir hom. Dis nie ek is bang, ek hardloop weg van hom nie. Dit is ek vrees die Here, so ek kom nader aan hom. Ek wil in sy teenwoordigheid wees. Hy is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Hy is alles wat ek en jy verlang, en daarom kom ons na hom toe met alles wat binne ons is, met 'n soeke, met 'n honger, met 'n dors. Want nou kan ek nie meer fokus op my eie dinge nie, maar ek het 'n vrees vir die Here, so ek doen nie meer my eie dinge nie, want ek wil in die wil van God wees. As jy nie bang is vir die Here nie, dan gaan jy maak wat jy wil. Maar as daar 'n vrees vir God in jou lewe is, dan gaan jy alles wil doen wat hom behaag. En daarom gaan jy optree soos wat hy wil hê jy moet optree. So, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. So, wisdom word gebou op hierdie stelling. The fear of the Lord. Daniel kom in Daniel 2 vers 20 en he said, "Praise the name of God forever and ever. For he has all wisdom." Say all. Wat beteken all? In Afrikaans beteken dit alles. Wat beteken alles? Everything. En everything en alles is alles. So alles van alles is alles. Nee, dit beteken elke dingetjie, elke faset, elke sektor, elke liewe ding waaraan ek en jy kan dink aan, dit beteken alles. So, alles. For he has all wisdom and power. He controls the course of world events.
Ons like, ons kyk die nuus, want ons wil kyk wat tussen Donald Trump en Ramaphosa gaan gebeur. En ons dink, die ouens wat daar rond staan, moet net die regte goeie sê. En Donald Trump moet nou nie hierdie kant toe gaan nie, en Ramaphosa asseblief moet nou nie daai kant toe gaan nie. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. God controls the course of the world. Here, hoekom doen U hierdie goed? Kan ek vir julle sê dat ons as kinders van die Here doen die beste onder persecution? Dis eina, dis nie lekker nie, maar as kind van God, sodra daar persecution kom, sodra daar resistance kom, dan is dit asof die Here in ons opstaan om te sê, we will be bold and courageous. Die evangelie van God sou nooit versprei het, as daar nie persecution gewas nie. Hoekom? Want in Handelinge het die disippels so gemaklik geraak in hulle life group. Hulle het so gemaklik geraak in hulle gemeentes. Hulle het so gemaklik geraak en hulle het so lekker tyd gehad. Hulle was veilig totdat die persecution gekom het en hulle moes spart. Hulle moes spartel om vry te kom. Hulle moes wegkom. En so versprei die Christene. Hulle het begin trek. En Saulus het agter hulle aangetrek om hulle dood te maak. En so die kerk van Christus versprei. Maar prys die Here, God se wysheid was anders as die wêreld se wysheid, want die wêreld se wysheid sê moenie persecute nie. Maar God sê, kom ons maak dit so 'n bietjie warm. Kom ons laat dinge toe. Want nou het God se woord versprei. Hoekom? Want die kinders van God het waaragtig tot bekering gekom. Hulle het 'n ervaring van God gehad. Ek het daar in die bidkamer te bid, en die woorde kom net by my op. Hulle kan my Bybel steel. Hulle kan hierdie kerk kom afbrand of annexeer. Hulle kan klomp goeters doen, maar hulle sal nooit my ervaring wat ek het met God, sal niemand kan steel nie. Niemand sal dit kan wegvat nie. So ek sal kan bly staan, want ek het 'n ervaring met God gehad in my lewe. En ek wil vandag vir jou sê, die wysheid van God is nie die wysheid van die mens nie. En daarom kan ons sien in Daniël, soos wat hy sê, he controls the course of the world events. Hoekom? Sodat sy woord kan versprei, sodat sy woord kan versprei, sodat die goeie nuus kan versprei. He removes kings. So ons het daarom so 'n bietjie hoop in die chaos. Moenie worry nie, moenie vaskyk in mense nie, moenie vaskyk in presidente nie, moenie vaskyk in leiers nie. God can remove them. Wanneer dit hom pas. Wanneer dit hom pas. Ek en jy kan toi soveel ons wil. Daai is 'n woord wat ons lanklaas gehoor het. Ek en jy kan riots doen soveel ons wil. Ons kan stadions vol mense maak en optogte hou. But God controls everything. Why? Because He has all wisdom. He removes kings and sets up other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. He reveals deep and mysterious things and knows what lies hidden in darkness. Though He is surrounded by light, I thank and praise You, God of my ancestors, for You have given me wisdom and strength. You have told me what we asked of You and revealed to us what the king demanded. Onthou julle die storie? Hierdie koning, was dit koning Nebukadneser? Hy het gesê, julle moet vir my sê wat ek gedroom het, anders dan maak ek julle almal dood. Imagine, die president staan voor jou en hy sê vir jou, right, as jy vir my kan sê wat ek gedroom het, dan sal ek luister na wat jy sê. Dan sal ons dinge verander. Wie gaan dan saamkom bid? Dan gaan ons bietjie meer bid. En ons gaan tyd saam met die Here spandeer. Hoekom? Want hy is die enigste een wat vir ons kan sê wat hy gedroom het. En so kom Daniël en hy sê, you have all wisdom. God weet wat ek en jy gisteraand gedroom het. God weet wat jy môre gaan droom. God weet wat agter die bultjie vir jou sit en wag.
God weet alles. Daarom is dit so belangrik in die tyd waarin ons leef, dat ons sal leef volgens dit wat God vir my en vir jou gee, dat ons naby hom sal bly. Hoekom? As ons naby hom is, dan het ons lig, en ons kan alles sien. En die wysheid van God woon in ons, en kan ons die regte besluite maak. Ons gaan weet wat se kant toe om te gaan. Ek gaan afsluit met die volgende. Wanneer die Gees van God oor ons kom, die Passion Translation praat van extraordinary wisdom. Extraordinary wisdom. Maar hierdie wisdom waarvan Jesaja praat, kan ook anders te vertaal word as a spirit of skillfulness. A spirit of skillfulness. Okay, ontvang dan is dit nie net wysheid hoe ons besluite moet maak nie, maar die Here gee vir ons die bonatuurlike vermoë om die werk te doen. He gives us the skill. He gives us the wisdom. Net soos wat hy vir hierdie ou wat hierdie ding gemaak het. Ek moet sy naam lees. Bezalel. Die ou sê altyd vir my, gaan luister die audio Bybel dat jy kan hoor wat sê, hoe spreek jy hierdie woorde uit? Bezalel. Dit klink so, maar Bezalel, hy het hierdie ding gemaak en die Here het vir hom the spirit of skillfulness gegee. Luister mooi, hy was reeds 'n skillful ou gewees. Hy was klaar bekwaam in sy craft. Hy was klaar 'n goeie craftsman. Maar die Here het vir hom die skill gegee om op 'n bonatuurlike manier te weet hoe om die kandelaar te maak. 'n bonatuurlike manier hoe om te doen dit wat God wil hê hy moet doen. Want hierdie stuk moes een stuk goud wees. En soos wat julle in die begin gehoor het, die olie het hulle hier ingegooi en dan het die olie deurgeloop na al die arms van die kandelaar en so het elke kers olie gekry, elke lont. Want hulle het lonte hier binne gesit wat hulle dan aan die brand gesteek het. Elke lont het dan olie gekry. Waar kry hy die olie vandaan? Van elkeen apart? Nee, die olie het van hier af ingekom en die olie het versprei. En hoe meer ek en jy van die Heilige Gees in ons lewe het, hoe meer versprei dit en hoe meer dimensies van die Heilige Gees word geopenbaar. En hier kom Bezalel en hy's goed in wat hy doen. But he needs godly wisdom, how to make it one piece. Hierdie stuk was maklik om te maak. Ek dink. So 'n stukkie yster, hulle het hom gebuig en dan het hulle so 'n ander ding gebruik wat swys. En dan het hulle hierdie armpie gevat en en hulle het en al die dinge is Maar Bezalel hy het nie gebzz nie. Hy het dit gevorm van pure gold in een stuk, sodat alles tot op die letter kan wees soos wat God gesê het dit moet wees. Ek wil vandag, en ons gaan nou vir mense bid, ek wil vir mense vanmôre bid, ek het net 'n begeerte in my hart, terwyl ek hierdie voorberei, het ek 'n begeerte in my hart om my hande op mense te lê, sodat die skill wat God in jou geplaas het, of dit 'n skill is vir finansies, of dit 'n skill is vir craftsman, of dit 'n skill is om te bou, wat se skill die Here ook al vir jou gegee het, dat die Here so vol met olie, sodat daai skill kan magnify in jou lewe, sodat die vermoë wat God in jou geplaas het, nie meer dormant sal lê nie, maar sodat daar lig op sal kom, sodat die wysheid van God oor jou skill sal kom, sodat jy kan multiply. Hoekom wil jy multiply? Sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word, sodat mense die wysheid van God kan ervaar, sodat jy sterker kan word in jou vermoë, sodat daar boldness en courage in jou kan wees, sodat jy kan luister wat sê God, sodat jy gereed kan wees, dat wanneer hy vir jou iets sê om te doen, wat teenstrydig is met die wêreld, dat jy dit sal kan doen. Dink julle Noag het net die ark gebou?
Daai movie Noah, wat op die movies is 'n klomp nonsens. Daar nie reuse gediertes uit die bosse uitgekom en vir Noah gehelp nie. Hy en sy seuns het met goddelike vermoë die ark gebou. 120 jaar lank. En dan raak ek en jy moeg na 2 jaar se renovations. Here, help ons. Geef ons godly wisdom. Amen. Godly wisdom. En ek glo dat die Here vir jou binne in die sektor waarin jy funksioneer, binne in die area waarin jy funksioneer, het ek en jy die wysheid van God nodig. Hoekom? Sodat jy kan sê, kyk hoe nice is ek. Nee, wisdom will always be gentle, peace-loving, willing to yield to others, fruit of good deeds, full of mercy, sincere. So come on. Kom ons vra die Heilige Gees. Ek gaan nou nie verder gaan nie. Ek het nog klomp skrifte hier, so julle kan op die YouVersion Bible app dit gaan lees. Maar hier, ek wil net hierdie stuk lees van Bezalel. Then the Lord said to Moses, "Look, I have specifically chosen Bezalel, son of Uri, grandson of Hur, of the tribe of Judah. I have filled him." Ek wil hê jy moet baie mooi luister wat hierdie skrif ons sê. In die Ou Testament het die Heilige Gees net op hulle gekom. God sê, ek het specifically vir hierdie man gevul met my gees. Dis huge. I have filled him with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. He is a master craftsman, expert in working with gold, silver, and bronze. He is skilled in engraving and mounting gemstones and in carving wood. He is a master in every craft. He is a master in every craft. Ek wil vandag vir jou sê, God wil sy gees in jou plaas, sodat jy geskilled kan wees, sodat jy 'n master in jou veld kan wees. Ja, jy het geswat, ja, jy het uit ervaring uit dinge geleer, maar wanneer die Heilige Gees in jou is, en die gees van wysheid vul jou wese, dan hang dit nie meer af oor jou ervaring nie. Dan hang dit nie meer af van dit wat jy geleer het nie. Want dan is dit 'n goddelike wysheid, wat die inside out ken van alles. Hoekom? Because God is the God that has all wisdom. All wisdom. Hoe moet ek hierdie ou hanteer? Heilige Gees, hoe moet ek daai mens hanteer? So 'n moeilike konfliksituasie. Die Heilige Gees kom en hy gee vir jou wysheid hoe om met daai persoon te praat. Met die een ou gaan jy gentle praat. Met die ander ou gaan jy ferm praat. Maar ek en jy weet nie altyd wanneer moet ons gentle en wanneer moet ons ferm wees nie. Daarom het ons die Heilige Gees nodig. So ek gaan vir jou vra. Maak nie saak wat jou skill is nie. Pastoor, ek het geen skill nie. Ek druk net knoppies op 'n calculator. Ek wil vir jou sê, dit is 'n massive skill om daai knoppies te druk. My vingers kan nie dit doen nie. Vra vir Leanne, ek tik met 2 vingers. Dan sê sy, ek moet my hand oefen. Dan sê ek vir, nee, dis te stadig. Maar dan staan ek voor daai tannie by die teller. Het jy my ID reg ingetik? Het jy die geld reg ingetik? Het jy die som reg gemaak? Klink alles klop. Dis 'n skill. Pastoor, ek het geen skill nie, ek is maar net 'n mamma by die huis. Jy het die grootste skill van alles. Jy's besig om mense groot te maak. Come on. Jy het wysheid op wysheid op wysheid op wysheid nodig. Amen.
So ek wil vandag vir jou sê, kom, ons wil vir jou bid, dat die Gees van God en sy wysheid in jou sal wees, sodat daar waar jy en ek funksioneer, dat ons die lig van Christus kan wees. Dat ons die skiel wat hy vir ons gee, dat die skiel geopenbaar word nie as my en jou lig nie, maar dat God se lig sal wees wat skyn. Dat die skiel wat ek en jy het, dat dit waar ons beweeg en die wysheid wat ons gebruik, dat dit altyd sal verwys na Jesus Christus.